Jy skryf die 3de Junie PSW. Kom ons gaan deur jou leerpapiere, bladsy 1. Okay, bladsy 2. Ontwikkeling van self. Seksualiteit. Dit is baie belangrik dat jy die tyd neem om jouself te leer ken, van jouself hou en aanvaar as 'n unieke individu voordat jy met enige verhouding begin. Dit is belangrik voordat jy in 'n verhouding intree dat jy weet wie jy is, waarvan jy hou en hoe jy gaan voorkom. As jy selfvertroue en begrip vir jouself as 'n seksuele wese het, sal jy beter in staat wees om met ander te assosieer wanneer jy in 'n verhouding of vriendskappe met hulle gaan. As jy weet wie jy is dit makliker om verhoudings te begin of in vriendskappe, nuwe vriendskappe te begin. Jou seksuele identiteit sluit die volgende in. Dit is jou gevoelens en oortuigings oor seks, houding teenoor seks, seksuele gedrag, ervaring van manlik of vroulik wees, seksuele begeertes, gevoelens oor jouself en ander en jou seksuele oriëntasie. Jou seksuele identiteit word beïnvloed deur jou persoonlike gevoelens, jou vriende en jou portuïergroep, jou familie, jou gemeenskapnorme, jou kulturele waardes, jou sosiale druk insluitende media en jou ervarings. Daar's verskillende tipe seksualiteite, soos heteroseksueel. Jy is meestal aangetrokke tot mense van die teenoorgestelde geslag. Homoseksueel, meestal aangetrokke tot mense van dieselfde geslag. Bioseksueel, aangetrokke tot beide mans en vroue. Panseksueel, aangetrokke tot romantiese en seksuele vennote van enige geslag, seks of seksuele identiteit. Pan, die woord pan, beteken almal. Polyseksueel, aangetrokke tot romantiese en seksuele vennote van baie, maar nie alle geslagte of seksuele identiteit nie. Die woordjie poly beteken baie. Aseksueel, nie seksueel aangetrokke tot enige iemand nie, verwys na mense wat geensins enige tipe seksuele aantrekkingskrag voel nie. Omgewingsgesondheidskwessies. Die omgewing is die land, lug en water waarin planete, diere en mense woon. Dit is waar jy woon. Omgewingsgesondheidskwessies het te doen met situasies in die omgewing wat 'n mens se gesondheids- en lewensgehalte negatief beïnvloed. Kyk, kom ons pas die wet toe en beskerm ons omgewing. Hoe die omgewing ons gesondheid beïnvloed is die probleem wat almal raak. Dit is so belangrik dat elke land in die wêreld wette en beleide het om die omgewing te beskerm. Elke jaar sterf 13 miljoen mense weens gesondheidskwessies wat verband hou met die omgewing. Ok, ons Suid-Afrikaanse grondwet waarborg die volgende rakende ons omgewing. Hier is ons wet rakende ons omgewing. Ons almal wat in Suid-Afrika woon, het die reg tot 'n omgewing wat nie hul gesondheid of welsyn benadeel nie. Om die omgewing te beskerm tot voordeel van mense wat nou en in die toekoms leef. Om besoedeling en skade aan die omgewing te voorkom. Om bewaring te ondersteun. Om seker te maak ons gebruik ons natuurlike hulpbronne noukeurig terwyl ons land verbeter en ontwikkel. Hulpbronne is nie iets wat gemaak kan word nie. Dit is iets wat jy kry. Byvoorbeeld hout, water, steenkool ensovoorts. Wat beteken as water klaar is dit klaar. Ons kan nie water maak nie. Van die gebiede wat omgewingswette dek is lugbesoedeling, lugbesoedeling om die lug te beskerm en lugbesoedeling te voorkom en te verminder. Afvalbestuur, hoe om ontslae te raak van rommel,
moedig herwinning aan. Bewaring, kyk na ons land, natuurlike hulpbronne en natuurlike lewe. Water, die beskerming van waterhulpbronne teen besoedeling as ook om dit vir mense toeganklik verbruikbaar te maak. Besoedeling, dit is onwettig om rommel te stort in 'n plek wat nie daarvoor gemaak is nie. Grondwetlike regte en verantwoordelikhede, basiese dienste en behoeftes in die gemeenskap. Jou primêre behoeftes. Primêre behoeftes is ons mees basiese oorlewingsbehoeftes. Dit is die dinge wat ons moet hê om aan die lewe te bly. Daar is 2 groepe primêre behoeftes, fisies en sekuriteitsbehoeftes. Kom ons gesels oor fisiese behoeftes. Fisiese behoeftes is die behoeftes wat ons liggaam het vir kos, water en slaap. As hierdie fisiese behoeftes nie nagekom word nie, kan ons liggame nie behoorlik funksioneer nie. Voorbeelde daarvan is die behoefte aan suurstof om asem te haal, die behoefte vir kos om te eet, die behoefte vir water om te drink en die behoefte om te slaap. Dan gaan ons oor na die tweede groep van die primêre behoeftes, is jou sekuriteitsbehoeftes. Mense moet veilig en geborge voel. 'n Voorbeeld van sekuriteitsbehoeftes is natuurlik die behoefte aan struktuur, reëls, wette en orde, die behoefte om te weet dat ons in 'n veilige omgewing lewe en werk. Dan kry jy natuurlik jou sekondêre behoeftes. Dit is, bykomend tot ons primêre oorlewingsbehoeftes, het mense ook ander behoeftes, soos 'n behoefte om te behoort en 'n behoefte aan sosiale interaksie. Dit staan bekend as die sekondêre behoeftes. Daar's 2 groepe, jou sosiale behoeftes en jou selfbeeldbehoeftes. Okay, sosiale behoeftes. Mense hou daarvan om vriende te hê en om deel van 'n groep te wees. 'n Persoon se begeertes om deel te wees van 'n netwerk van mense staan bekend as sosiale behoeftes. Voorbeelde hiervan is, jy het die behoefte om vriende te hê, die behoefte om deel te wees van 'n span of 'n groep, die behoefte om te voel dat ons iewers behoort, die behoefte om liefde te gee en te ontvang. Okay, jou ander sekondêre behoefte is selfbeeldbehoeftes. Ons selfbeeld is die manier hoe ons oor onsself voel. Voorbeelde van selfbeeldbehoeftes is die behoefte om sukses te behaal, die behoefte om te erken en te voel dat ons ander respekteer. Dan is ons by ontwikkeling van self. Ons praat oor verhoudings. Jou verhouding met jou vriende, by jou huis, by jou skool en met jou gemeenskap. Gepaste gedrag in 'n verhouding, hoe jy moet optree, is om mekaar te vertrou, veilig voel om emosies uit te druk, om altyd eerlik te wees, gee om vir mekaar se welstand, ondersteun mekaar wanneer daar uitdagings is, help om mekaar te laat groei. Die vermoë om op 'n konstruktiewe manier te verskil. In 'n gesonde verhouding moet jy op 'n konstruktiewe manier kan verskil. Dit beteken dat daar verskille opgelos kan word en dat vriendskappe ongeskonde sal bly. Probleemoplossingsvaardighede sluit in die respektering van ander se sienings en menings en om dit persoonlik op te neem nie. Dit is belangrik. Konstruktiewe maniere beteken hanteer die probleem en nie die persoon nie. Ons beklei oor die probleem en ons beklei nie met die persoon nie. Dit is belangrik om jou standpunt duidelik en eerlik te kommunikeer. Gepaste maniere om 'n verhouding te beëindig. Besluit vooraf hoe jy met die betrokke persoon sal kommunikeer voordat jy die verhouding wil beëindig.
Kommunikeer op 'n kalm en respekvolle manier. Verduidelik jou situasie en bespreek jou gevoelens eerlik. As jy ongemaklik of bedreig voel, nader 'n betroubare volwassene vir ondersteuning. Vermy kontak met die persoon daarna indien moontlik. Spandeer tyd saam met ander mense. Gesondheid, sosiale en omgewingsverantwoordelikhede. Ons praat oor algemene siekte, die een is tuberkulose, TB. Dit is 'n aansteeklike siekte wat gewoonlik veroorsaak word deur Mycobacterium tuberculose bakterie. Tuberkulose affekteer gewoonlik die longe, maar kan ook ander dele van die liggaam affekteer. Die algemene simptome van aktiewe TB is kroniese hoes wat slijm met bloed bevat, koors, nagsweet en gewigsverlies. Tuberkulose versprei deur die lug wanneer mense met aktiewe TB hoes, spoeg, praat of nies. Behandeling vereis die gebruik van vele antibiotikas oor 'n lang tydperk. Dan is ons by nommer 2, diabetes. Dit is 'n siekte wat hoë bloedsuikervlakke veroorsaak oor 'n lang tydperk. Simptome van hoë bloedsuiker sluit die volgende in: gereelde urinering, toenemende dorsit en eetlus. As dit onbehandeld gelaat word, kan diabetes komplikasies veroorsaak. Komplikasies kan die volgende insluit is jou hartsiektes, beroertes, lewersiektes, voetswere en skade aan die oë. Voorkoming en behandeling behels 'n gesonde dieet, gereelde fisiese oefening, 'n normale liggaamsgewig en om die gebruik van tabak te vermy. Die beheer van bloeddruk en goeie voedsorg is belangrik vir mense met hierdie siekte. Dan is ons by nommer 3, epilepsie. Dit is 'n neurologiese verstoring wat gekenmerk word deur epileptiese aanvalle. Epileptiese aanvalle is episodes wat kan wissel van 'n kort tydperk of kan 'n lang periode van ewige uitdrukkings veroorsaak. In mense met epilepsie is aanvalle geneig om gereeld plaas te vind en daar is nie 'n duidelike onderliggende oorsaak nie. Die oorsaak van epilepsie is in die meeste gevalle onbekend. Sommige gevalle kan voorkom as gevolg van breinskade, beroertes, breingewasse, infeksie van die brein en geboortedefekte. Epilepsie kan grootliks behandel word deur die gebruik van medikasie afhangende van hoe ernstig die aanvalle is. Nommer 4 is vetsug. Vetsug is 'n mediese kondisie waar oortollige liggaamsvet opgebou het tot so 'n mate dat dit 'n negatiewe invloed op 'n persoon se gesondheid het. Mense word gewoonlik geklassifiseer as oorgewig wanneer hulle liggaamsmassa-indeks, jou LMI, te hoog is. Vetsug verhoog die kans om verskeie siektes en toestande soos hartsiektes, diabetes, slaapapnee, sekere tipe kankers en depressie te ontwikkel. Vetsug word meestal veroorsaak deur 'n kombinasie van oormatige voedselinname, 'n gebrek aan fisiese aktiwiteite en genetiese vatbaarheid. Die hoofbehandelings van vetsug is 'n verandering aan jou dieet en oefening. Nommer 5 is anorexia nervosa. Anorexia nervosa, gereeld verwys na anoreksie, is 'n eetversteuring wat gediagnoseer word deur 'n lae gewig. Dit is die vrees om gewig op te tel of deur 'n sterk begeerte om maar te wees. Wat voedselbeperking tot gevolg het. Baie mense met anoreksie sien hulle self as oorgewig alhoewel hulle ondergewig is. Wanneer hulle gevra word, sal hulle gewoonlik ontken dat hulle 'n probleem het. Hulle weeg hulself gereeld, eet slegs klein porsies en eet net sekere kos. Party sal oormatig oefen, hulle self dwing om op te gooi of lakseermiddels gebruik om gewig te verloor. Die komplikasie van anoreksie kan wees osteoporose, onvrugbaarheid en hartskade veroorsaak.
Vroue sal dikwels nie meer menstruale periodes hê nie. Die moontlike oorsake kan wees as iemand geboelie word. Dit kan groepsdruk wees, dit kan mishandeling wees en dit kan 'n dramatiese lewensverandering wees. Kulturele faktore kan ook moontlik 'n rol speel in die samelewing wat waarde heg om maar te wees. Behandeling van anoreksie behels die herstel van 'n gesonde gewig, behandeling van die onderliggende sielkundige probleem en die gedrag wat die probleem aanhits. Alhoewel medikasie nie help om 'n gewig te tel nie, kan dit help met angs of depressie wat daarmee gepaard gaan. Dan op bladsy 8 is ons by dwelmmisbruik, 'n baie groot probleem in ons land op die oomblik. Sosiale faktore wat bydra tot die dwelmmisbruik is die werkloosheid en armoede, 'n onstabiele familie en agtergrond, 'n groepsdruk, gebrek aan toesig, trauma en stres, blootstelling aan middelmisbruik en natuurlik sosiale media. Alkoholmisbruik en die uitwerking op jou liggaam. Hier is hoe alkohol jou liggaam kan beïnvloed. Jou brein. Alkohol meng in met die brein se kommunikasiepaaie en dit beïnvloed hoe die brein werk. Hierdie versteurings kan gemoedstoestande en gedrag verander en dit maak dit moeilik om helder te dink en met koördinasie te beweeg. Jou hart. As jy te veel oor 'n lang tydperk gedrink het, kan dit jou hart beskadig, wat probleme veroorsaak soos jou hartspier kan rek en sak, 'n ongereelde hartklop, beroertes en hoë bloeddruk. Jou lewer, swaar drank neem 'n tol op lewer en kan lei tot 'n verskeidenheid probleme en lewerontstekings. Pankreas, alkohol veroorsaak dat die pankreas giftige stowwe produseer wat kan lei tot gevaarlike inflammasie en swelling van die bloedvesels in die pankreas. Bladsy 9. Tabakgebruik. Tabakgebruik het 'n negatiewe uitwerking op die menslike gesondheid. Tabakrook bevat meer as 50 chemikalieë wat kanker veroorsaak. Tabak bevat ook nikotien wat 'n hoogs verslawende psigoaktiewe dwelm is. Wanneer tabak gerook word, veroorsaak dit nikotien fisies en sielkundige afhanklikheid. Sigarette wat in onderontwikkelde lande verkoop word, is geneig om 'n hoër inhoud teer te hê. Uitwerking van dit op die liggaam is kanker, onvrugbaarheid, maagsere, hartsiektes, verhouding in gesigsplooie, asma, verlaag lewensverwagting, aardsiektes, karakter ensovoorts. Die fasiliteite vir behandeling van tabakgebruik. Daar is 'n behandelingsfasiliteit beskikbaar vir enige tipe algemene siektes of alkoholprobleme. In die meeste gevalle is die hospitale en klinieke die mees gepaste fasiliteite om algemene siektes te behandel. Waar rehabilitasiesentrums meer gepas is vir die behandeling van alkohol of dwelmprobleme. Plaaslike klinieke het voorraad van al die nodige medikasie om sekere algemene siektes te verhoed of te behandel.